Jy luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Stel Resou. Eenmaal was daar 'n baie ryk man wat die troon van God toegegooi het met sy smekinge. Hy het altyd net een ding gevra: dat hy sy rykdom moes kon saamneem as hy te sterwe kom. Die Here het elke keer geglimlag en dieselfde antwoord gegee: daar is geen nodigheid vir so iets nie. Die man wou God nie glo nie en het aanhou vra. Uiteindelik het God 'n kompromie met hom aangegaan. Aangesien jy nie na my wil luister nie, sal ek toelaat dat jy 'n koffer vol van jou besittings mag saambring. Onthou, net een tas. Die man was uit sy vel van vreugde, want hy het swaar aan sy rykdom gekom en wou dit nie graag agterlaat nie. Hy het onmiddellik die grootste koffer wat hy in die hande kon kry aangeskaf. Toe begin hy bespiegel oor wat hy moes saamneem. My effekte trusts is uit, want ek weet nie watter geldeenheid hulle daarbo gebruik nie. Dollars? Die Duitse mark? Die frank of die pond? Sekerlik nie die rand nie. Toe tref 'n idee die ryk man. Daar is altyd 'n mark vir goud. Hy het soveel goudstawe as wat hy kon inkry in sy tas gepak. Toe sit hy sy koffer langs sy bed, gereed vir wanneer hy ook al moes gaan. Nadat hy gesterf het, daag hy toe met sy eislike tas by die hemelhekke op. Maar Petrus sê: jammer meneer, hier gaan mense met leë hande in. Ek het 'n spesiale toestemming, sê die ryk man vernaam. Petrus raadpleeg die Here en ja, so waar, die man was reg. Dis 'n rare uitsondering, sê Petrus. Mag ek dalk sien wat so belangrik is dat jy verlof gekry het om dit saam te bring hemel toe? Sekerlik, sê die man ewe trots en maak sy koffer vol goud oop. Petrus het in die koffer gekyk en die man met 'n frons aangestaar. Wat op aarde het jou laat besluit om van alle dinge 'n klomp simpel plaveisselstene saam te bring? Ons het oor genoeg van die wat ons in ons strate gebruik. Dit is in elk geval van veel suiwerder karaat. Nou ja, goeiemôre. Jy's ingeskakel op Storytyd saam Stella en jy kuier saam my, Stel Resou. Daar in die agtergrond luister ons na die YouTube kanaal True Happiness. Pragtige, mooi, ontspannende musiek, instrumentele musiek. En julle het geluister na 'n storie uit Stories vir die Lewe Omnibus, geskryf deur Piet Nodee, of saamgevoeg deur Piet Nodee. En hierdie is die 44ste storie in die boek, en die opskrif lees: neem dit saam. William Barclay het eendag gesê: niemand is so arm soos hy wat skatryk sterf nie. En daar is 'n Italiaanse spreekwoord wat lui: Rome het die wêreld verower en toe verower Hebsig vir Rome. Ja, julle nie. Ek lees altyd, of wel in hierdie boek is daar sulke wyshede altyd onderaan geskryf. Daar's baie skrywers wat lief is daarvoor om ander ouens se spreekwoorde aan te haal. En ek dink tog alles wat ons het en alles wat ons is, kom tog van ons Skepper Pappa af, want maak nie saak wat ons wil sê nie, die wyshede wat ons kan kwytraak, kom net uit die ene wat die wysheid in ons ingeplant het, wie binne ons leef. So
Die woord is in elk geval syne. En ja, dan resoneer dit so mooi met 'n mens se hart, nê. Vanoggend wil ek vir jou sê die boodskap wat ek hier in my hart voel. As daar vanoggend iets of vir iemand is wat 'n irritasie is in jou lewe, wil ek vanoggend vir jou versoek, in plaas daarvan om toe te gee in die irritasie en negatief daaroor te reageer, om presies die teenoorgestelde te doen. Om vir daardie persoon of daardie situasie te bid en woorde van lig en waarheid en joy oor daardie situasie of daardie mens te spreek. Sommer maar net, en dis net op my hart. En kyk net 'n bietjie hoe die situasie en die mens verander. Of eintlik nog meer, kyk hoe jy teenoor die situasie en die mens verander. Partykeer dan wil ons so graag die mense moet verander, en die meeste van die keer is dit maar om vir ons te laat beter voel, om vir ons die situasie gemakliker te maak. Maar God sê ons moet verander lief wees soos wat ons vir onsself is. En hy het nie vir ons selfsugtige mense gemaak nie. Daarom het hy daardie wet ingebring. Daai liefdeswet wat sê jy moet verander so lief wees soos wat jy vir jouself is. Want hy het geweet, binne ons het hy 'n liefde gekweek wat ons altyd sal gebruik, 'n liefde waar ons altyd eers aan onsself dink. En dis maar so gemaak, dis hoe God ons gemaak het. Maar hy waarsku, omdat hy dit daar ingeplant het, sê hy, jy moet verander so lief wees soos wat jy vir jouself is. Give others the same grace as you expect them to give to you. Wees verander net so genadig soos wat jy verwag hulle genadig of ewen God genadig moet wees teenoor jou. Wees 'n bietjie soos jou pappa, aard 'n bietjie na hom, sodat mense na jou kan kyk en vir jou sê, "Joh, ek kan sien wie is jou pa. Ek kan sien wie het jou gemaak. Jy aard so reg na Koning Jesus." Wat 'n kompliment sal dit nie wees nie. Nou ja, mag julle 'n absolute wonderlike dag hê. Be blessed and always remember to be that blessing too. Mooi loop. Hierdie storie platform is 'n gratis platform en ek saai gereeld uit en daar's geen kostes aan verbonde nie. As dit op jou hart sou wees om te saai op hierdie platform, dan kan jy so doen. Ek wil sommer eers dankie sê vir elke ene wat saai op hierdie platform. Vir die wat af en toe saai en vir die wat ook gereeld saai. Ek wil vir julle sê baie dankie vir die saaitjies wat in my bankrekening kom. Dit is regtig baie welkom. Met dit gesê, as dit op jou hart is om te saai op hierdie platform, dan kan jy so maak in die bankrekening van Rousseau. Dis 'n Capitec bankrekening, 'n spaarrekening, en die nommer is 164-824-5836. En dan gebruik jy die verwys saad. Baie dankie. Mooi loop.